U lof te kom besing en Here regtig net te kom stil staan by U, waar ons in 'n tyd leef wat so dol is en wat so gejaag is en Here almal het to-do-lyste en almal het programme en almal het hierdie ding en daardie ding en die en dat en helfte van ons weet nie eers heeltemal of ons kom en of ons gaan nie. En vir al hierdie tyd van die jaar is dit dol en dis jaareinde en so voort. Maar my koning, ons wat hier is vanoggend het gekies om hierdie 2 ure op sy te sit om net na U toe te kom hoor wat U wil sê, te kom doen wat U van ons vra om te doen en Here regtig net U te kom celebrate, Here. En Here, ek wil bid soos wat ons geleer het en miskien is dit nou net so gedagte wat in my hart lê dat ons dit nie oor onsself sal maak nie, maar dat ons regtig ons fokus op U sal instel. Dat ons regtig net die week wat verby is, die week wat voor lê, Here, dat ons dit vir 'n oomblik net binne in U sal gaan bær en ons oop U sal sit en Here net vir U die eer sal gee wat aan U toe kom, my koning. That it will not be about us and what we want to experience en hoe ons voel en nie voel nie, maar dat dit suiwer sal gaan oor U en die verheerliking van U naam. Lei ons in hierdie diens, my koning, just have your way, kom doen wat U wil doen en Here, gee dat ons hart ontvanklik sal wees vir U, gee dat ons ore oop sal wees, gee dat ons oë oop sal wees en Here, gee dat ons net totaal en al vandag ook weer in U verlore sal raak en ek dank U daarvoor, my koning, in Jesus naam, amen. Ek gaan vir julle vra om vir ons op te staan, dan gaan ons saam met die band sing. Julle weet, julle kan hier in die middel kom staan, die bad het nie ophou roer nie. Julle weet die laaste 2 weke was regtig besonders geweest met wat die Here gedoen het. En toe ek in hierdie week nou en veral vanoggend ek nou weer voorberei en ek weet dalk sit net my gedagtegang, nê, maar toe dink ek die Here werk so met ons rondom journey, nê? En ek dink dit is so baie keer in die tyd waarin ons leef, ons soek goed so. Nee, jy gaan McDonald's toe en as dit 3 minute vat in plaas van 2 minute, dan is jy sommer geïrriteerd, want dis nou McDonald's, so dit nee, maar jy vergeet jy soek jou hoender gaar, nee, en daar is nog steeds 'n sekere tyd wat dit vat vir hoender om gaar te word, maar ons soek alles so, en toe dink ek, die frustrasie van 'n journey, is dit gebeur nie soos en hoe en wat ek wil hê dit moet nie, nee, dis op God se tyd, nie op my tyd nie, dis half die frustrasie kant van 'n journey. Maar die blessing kant van die journey is dat dit beteken He's with me every step of the way. En hy los my nie ergens along the line en hy weet wat ek kan hanteer en hy vat my by die hand en hy guide my deur hierdie ding en hy gee nie op nie. Nee, he just sticks there and he sticks with me en solank as wat ek sê, well, I'll stick with you, then he's sticking with me. Ek moet net ook inklim. So ek is dankbaar vir die Here vir sy journey. Ek is dankbaar vir die laaste 2 weke. Miskien het jy hierdie week weer 'n rowwe week gehad, wat dit vir jou moeilik was om te sing te midde van die storm en wat dit moeilik was vir jou om jou oë op hom te hou en nie op die omstandighede nie. Maar dan wil ek jou uitnooi om vandag weer jouself te push om dit te doen. Al sing jy nie die eerste liedjie saam nie en jy het jou eie persoonlike stilte tyd daar waar jy staan, wat jy net jou oë toemaak en net sê, kyk, ons fokus op U en jy sing eers van die tweede liedjie af, dan is dit ook okay. Want daar's nie 'n vorm hoe dit moet wees nie, nee, dis verhouding. So wil jou uitnooi, kom klim in die bad, kom geniet die Here se teenwoordigheid, kom vat jou tyd om jou oë op hom te sit and just allow him to do whatever he needs to do this morning. Okay, kom ons staan en dan sing ons. Dankie julle. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. You're so good, and God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
hour by hour. The dead are raised, the sinner saved. The work of your power, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory, Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I
raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. And I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. 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 I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. How great is our God? Sing with me, how great is our God. No
see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And He is the name above all names. And He is worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. He is the name above all names. He is worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. 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 The Lamb is overcome. He is alive. He is alive. He is alive. Lamb is overcome. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. And we sing hallelujah. We sing hallelujah. And we sing hallelujah. The Lamb is overcome. And we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is
is lifted high forever. He is risen, He is alive, He is alive. Profetiese woord waar die Here sê, My children, you declare this morning that I am good, but you sometimes only say that I am good to you in the great things, that you can see my hand move. But my children, I am good to you 24/7, every day, even in every breath that you take. You declare that I am blessed, but I just want to say to you this morning that I blessed my nation Israel even in the desert. But this morning I want to bless you even more than I blessed them, because you are even more precious to me than they are. My child, this is my desire, to be good to you and to bless you always. Skrifverwysing Psalm 67 vers 7. And the blessings keep coming. All the ends of the earth will give him the honor he deserves, and they will be in awe of him. En ek wil klem lê op die eerste gedeelte wat gesê het dat you say that I'm good in the great things where you see my hand move. Baie keer sien ons nie God se hand beweeg nie. Inteendeel, dit lyk vir ons asof hy glad nie besig is om iets te doen nie. Lyk asof ons bid en bid, maar ons bid teen 'n plafon vas en there's just nothing happening. En baie keer dan sal ons kyk en ons sal sê, maar Here, waar is U? Hoekom doen U nie iets nie? Hoekom werk U nie in hierdie situasie nie? Ek weet U sou iets gedoen het. Ek weet U kan iets doen. Ek weet U kan. Hoekom doen U dit nie? Hoekom sien ek dit nie? En ek dink dis wat die Here vanoggend wil sê is, I am good even if you do not see it. My hand is moving even if you do not see it. I am busy working even if you do not see it. Hierdie tafel is bruin of jy nou daarvan hou of nie. Hierdie tafel is bruin of jy nou in die kerk staan waar jy kan sien dat ek vir jou sê hy is bruin, en of jy by jou huis sit en ek bel jou en sê hoor hier is 'n bruin tafel in die kerk, hy is bruin. It's not going to change just because you cannot see it. Toe ek lees waar die Here sê, I want to bless you this morning. Dink ek het 'n paar weke terug het ek dit geshare dat bless beteken turning my face towards. Nie prosperity en hierdie en daar en dit. Ja, it's part of it, but in essence, if God says I'm blessing you, He's saying I'm turning my face towards you. En oor dit terwyl jy daar staan en dit voel vir jou, God sien my nie raak nie. God sien hoe ek sukkel nie, want hy doen niks omtrent hierdie ding nie. Ek kan nie sien dat hy iets doen omtrent hierdie situasie van my nie. Is hy besig om te sê, maar my kind, ek sien jou. I am turning my face towards you. I am beholding you. I'm beholding your songs of praise and I'm beholding your shouts of despair. I'm beholding the joy you feel and I'm beholding the frustration you are feeling. Because I have chosen to turn my face towards you. So will you choose to turn your face towards me? And declare that I am good even if you do not feel it and even if you do not see it. I have risen from the grave. Al voel dit vir jou of jy nog steeds in daai donker gat sit. I have overcome death. Al voel hierdie situasie vir jou nog dood. Ons iets kosbaars aan God se tyd. En ek dink aan Lazarus wat uit die dood uit opgewek is. Ek dink nog als die mense wat hulle gestuur het om Jesus te gaan haal en vir hom te sê, maar hoor die Lazarus is siek, jy moet kom. En toe sê sy, ons gaan drink 'n koffie. Sal later gaan. Wonder nogals, kan jy die frustrasie imagine?
Because there's something about trusting Him, trusting who He is, trusting His character and trusting His time. Want Hy sien die einde van voor die begin. Ek en jy is hier, vasgevang, blind gestaar, oorweldig, moeg, reg om op te gee. En Hy sê, my kind, al vergeet jy van alles en jy onthou net, dat ek my gesig na jou toe draai, hier vanoggend in hierdie oomblik, ja daar buite en ja in jou binnekamer en ja by jou werk en maar spesifiek vanoggend hier waar jy tyd gemaak het vir my. Just become aware of the fact that I have turned my face towards you and I am busy working. Ek het jou nie net gelos nie, ek gaan jou ook nie net los nie. Jy sien net nog nie wat ek sien nie. Jy sien net nog nie wat ek sien nie. So kies om vas te kyk in dit van my wat jy wel weet. Die feite wat die gevoelens oorskry. Die feit wat sê ek is goed, al voel dit nie goed nie. Die feit wat sê ek sit op die troon, al voel dit asof alles deurmekaar gaan. Die feit wat sê dat ek vir jou voorspoed en nie teëspoed beplan nie. Die feit dat ek vir jou so ontsaglik lief is, dat ek my seun gestuur het, om aan 'n kruis te gaan sterf vir jou. Weet jy, hoe lief het ek jou, my kind? Ek gee nie om wat die wêreld sê nie, en ek gee nie om of die wêreld dink jy is waardevol nie of nie. Ek gee nie om of die wêreld sê jy is nie geliefd nie, of jy is nie oulik nie, of jy is nie kosbaar nie, of X, Y en Z is fout met jou nie. My kind, ek is so ontsaglik lief vir jou. Nie met mense liefde nie, met aardse liefde nie, maar met 'n kosbare, heilige, perfekte liefde. Wat selfs bereid was om die lydenspad te stap, om dit vir jou te bewys. Jy nie net in my inklim nie. Jy nie net jou hand in myne sit nie. Kies om oor te gee. Kies om te vertrou. Kies om jou oë oop te maak en my te sien vir wie ek werklik is. En nie wat die duiwel jou probeer oortuig nie. Hy was en hy sal altyd 'n leienaar wees. Maar ek is waarheid. Don't listen to him. Don't even listen to yourself. But listen to the great I am. God, I live to worship you, and all my life I offer you simple melody of sacrifice, and no
Open hands and open hearts. You're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. And fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. One thing I ask, one thing I seek, so much more than anything, to dwell within your house for all my days. And knowing you is everything, so I let go of lesser things, and you alone are worthy of my praise. So stir in me a passion for your name. Fall like rain, and Holy Spirit, fall like rain. And Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall
ever know. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. And the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, and Holy Spirit, fall like rain, and Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. And fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. And the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. And the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Seek your face. Fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down.
let your glory fall down. All I want is just to know your heart, and would you keep me here till we're one? Run to the Father. And all I want is just to know your heart, and would you keep me here until we're one? All I want is just to know your heart, and would you keep me here until we're one? As deep cries out to deep, as deep cries out to deep, as deep cries out to deep, as deep cries out. Deep cries out to deep, as deep cries out to deep, as deep cries out to deep, as we cries from the cup in your hands, lay back against you, and we feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you, and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. It's overwhelming. Come overwhelm us. Come overwhelm us, Lord. Sweep us away. Sweep us away. Fall like rain. Fall like rain. Sweep us away. Hey, sweep us away. More and more. Cry out to Him.
have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Terwyl die musiek so net rustig aan nou speel, wil ek jy moet vir 'n oomblik net inklim in daai awe en daai wonder in. Daai bewustheid van sy teenwoordigheid. Daai bewustheid hoe hy jou net omsingel. Hoe hy net uit sy wese uit vir jou kom bedien. Wie jy bewus raak van sy absolute vrede. Dankie my koning, dat ons U net kan inasem. Dat ons kan staan en kan voel hoe die een wat die hemel en die aarde geskep het,
net sy heerlikheid op ons kom uitstort. En sy teenwoordigheid kom neerdaal. Word herinner aan die psalmdigter se woorde wat sê, as ek na die hemelruim kyk en ek sien alles wat U geskep het, die son, die maan, die sterre. Wie is die mens dat U aan hom sal dink? And yet, You did not only think of creating us a little lower than the angels, as the scripture says, but since the day we came into being, there hasn't been a moment that any thought of us has left your mind. You are so mindful of us. Koning, ek wil bid dat U vir ons sal help om net so in U in te klim die hele tyd. Nie net wanneer ons sing hier by die kerk nie, maar elke oomblik van elke dag. Dat dit ons ingesteldheid en ons postuur sal wees om by U voete te sit, na U te kyk, tyd saam met U te spandeer, totdat ons al hoe meer een word. Dank U, Here, dat U U gesig na ons gedraai het vanoggend. En Here, dat U nie soos 'n aardse papa of mamma is wat partykeer saai trek draak en as jy omkyk, dan weet jy nie waar jou kind is nie. U weet te alle tye waar ons is, fisies, geestelik, emosioneel. You never lose track of us. Dankie my koning. Amen. Ek wil vra om julle sitplekke in te neem. Voordat ek met die woord begin, gaan ek vir julle nog profetiese woord share. 'n Beeld wat uitgekom het, wat net weer eens bevestiging is van wat die Here vanoggend gesê het en gedoen het. I see a deserted playground / fair merry-go-round, and the sky is dark and overcast, and there's a wind blowing through the scene, and it is blowing dead leaves and papers to and fro. But then the wind makes a whirlwind, and in this wind there is a multitude of the most brightly colored balloons that is twirling in the wind. I feel it ties in with the first word. A playground is a place of joy and happiness, something that was destined for joy and happiness, but now it has been destroyed. Want in hierdie beeld is dit deserted en dis donker en ons wolke. It's destroyed, it's gone, it's desolate, but the bright balloons are God's blessings, even in this dead and dreary place. Mooi is dit nie, en ek het toe, typies ek wat nou in prentjies dink, nee. Nou, sorry, nou redeneer ek met die Here, terwyl ek die beeld lees, en ek is soos, okay, maar as die ballon nou in die gras gaan raak, of hy gaan nou in 'n paal of 'n ding raak, dan gaan hy nou pop. Nee? En het is dit asof ek 'n ballon sien wat pop, en jy weet, jy kry daai groot deurskynende ballon, en dan het hulle die konfetti in, en toe ek nou so in my brein half vir julle sê, oh, great stuff, en dan pop die ballon, en dan wat? Toe sien ek hierdie, maar nie konfetti nie meer, soos 'n goue poeier, wat half uit hierdie ballon uitval, en asof die Here net vir my sê, raar of nie, dat dink jy kan my uitberedeneer. So,
Dink jy nie, I haven't covered everything nie. En toe word ek herinner aan verlede week se beeld van die reendruppels, wat ons gesê het, maar hier's gewone druppels en hier's die goue druppels. En wat sien jy raak? Sien jy die goud van sy heerlikheid en van sy teenwoordigheid? Of sien jy net die koue, nat, donker, mislike druppels raak? En toe dink ek, okay, sorry Here, weer getik oor die vingers. Nee. So die Here is so getrou en terwyl ons sing, dink ek aan voor die tyd, wat iemand ook gesê dat partykeer sukkel dit en partykeer is dit moeilik om deur te druk en partykeer is dit fisies die man is nie hier nie, maar ek dink nie ek praat uit nie. Ek sal hom na die tyd vra om my te vergewe as ek uitpraat. Maar partykeer en selfs al dan sal ons in die bidkamer kom en dan sal Diwan hulle sê, maar ons het alle liedjies geoefen en dit wil net nie. Soos ons het ingekom om voor te berei, maar dit wil net nie. Nee, niks wil gel nie, niks wil werk nie, dis net asof daar's net iets wat nie wil nie. So partykeer is dit soos 'n fisiese wil nie, sukkel ding, en partykeer is dit geestelik daai van net by hom bly, geestelik net myself herinner, hy is goed, hy is goed, hy is goed, Venita onthou my oop om te hou, Venita onthou my oop om te hou, Venita vertrou hom. So, daar's soveel goed wat partykeer ons sukkel op hierdie journey, but it's so worth it. Nee, as jy uiteindelik uitgekom het by 'n plek waar jy net so tasbaar bewus is van sy teenwoordigheid en wat jy net, dit maak nog steeds nie eintlik vir jou sin nie, maar somehow weet jy net, maar God se hand was somehow in hierdie ding gewees. En God het dit uitgewerk en God het homself kom reveal en God het net weer kom doen wat net hy kon doen en dan sit asof dit soos, okay, but it was all worth it. Nee, if I had to do it again, I'll do it again if this is my reward. So, ja, ek weet die journey is nie altyd maklik nie en ek dink hierdie woord verlede week toe ek gepraat het ek gesê dat die woord gaan rondom ken en die gees van kennis en al daai goed en dit sluit so aan by elke profetiese woord wat al die laaste paar weke was en selfs dit wat die Here vanoggend gesê het, so my gebed is dat die Here dit vir elkeen van ons sal kom waarmaak binne ons persoonlike omstandighede, nee, en dat dit vir ons elkeen sal kom snap, soos dit nie altyd vir die ou langs jou snap nie, nee, want ons almal het 'n verskillende snap nodig, nee, as ek daai woord kan gebruik. So ons staan al 'n hele rukkie lank stil by die 7 geeste van God, net eenvoudig omdat ons so lanklaas fisies by die reeks stil gestaan het, net vir 'n agtergrond of 'n reference, ons het oorspronklik gesê dat ons ervaar dat ons is op hierdie journey van we have to become a place where the glory of God can manifest itself and where we can take the glory of God outside the walls of the church, wat ons actually die wêreld gaan verander, actually sy heerlikheid in die wêreld invat. En wat ons gesê het is that we cannot do it in and of ourselves, we need to do it by the Spirit of God, not by might nor by power, but by my Spirit. En dis hoekom ons toe in hierdie journey ingeklim het van, okay, maar wie is God se gees? Nie wat is God se gees nie, want dit is nie 'n ding nie, nee? God se gees is 'n persoon, God se gees is 'n mens, dit's God. So wie is hierdie gees deur wie ons al hierdie dinge moet doen, deur wie ons actually hierdie lewe, hierdie verbondsverhouding wat ons met hom moet uitleef, en ons het stil gestaan by sover 5, as my brein so uit my kop uit onthou, het ons by die eerste 5 stil gestaan, en ons het by elkeen gesê dat elke aspek is eerstens 'n aspek van God. Dis wie God is. Dit is nie iets wat hy het nie, dis nie iets wat hy in sy besit het nie, dis actually wie hy is in sy kern en in sy godheid, the essence of who he is. It's a part of his glory, it's a part of his identity, as ons daai woord wil sê. So ons het gesê, hy is wie hy is die groot ek is. Hy is intimiteit, daar is nie intimiteit apart van hom nie, intimiteit apart van hom is nie ware intimiteit nie. Ons het gesê, hy is wysheid, hy is insig, hy is raad, hy is sterkte, al die goed waar ons stil gestaan het, en dit niks van hierdie goed apart van hom gevind kan word nie. It just isn't possible. Die wêreldse weergawe van hierdie goed kan apart van God gevind word. Verstaan? Maar die waarheid, die egtheid, die actual wysheid, die actual raad, die actual sterkte is only found in him and nowhere else and in nothing else. En ons het toe gesê, die vorige keer, ek dink dit is al 3 weke terug, het ons gesê dat dit is 'n sekere vloei in terme van hierdie aspekte. Daar's 'n sekere, eintlik half soos in ons brein is dit nie 'n verdieping nie, wat is die teenoorgestelde van 'n verdieping? Vervlakking, ek weet nie, die teenoorgestelde van verdieping, want ons breine wil anders omwerk, nee, ek dink ek het nog die 1 week gesê, ons wil aan hierdie kant begin en ons wil inwerk, en God sê, nee, maar jy begin by my en jy werk daai kant toe, nee, so ons het gepraat oor dis hierdie journey, dis hierdie vloei wat uit hom uit ontstaan,
En ons het gesê, hierdie vloei begin in intimiteit, want dit het gegaan oor the spirit of Yahweh, ek is, God is wie hy sê hy is. So dit begin in intimiteit, dit begin by die feit van, you have to abide in me and I in you, Yahweh, persoonlike naam, the great I am, and as you abide in the great I am, and as you spend time in him, you receive wisdom to discern. Dit was die volgende een gewees, want ek kan nie wysheid kry as ek nie intiem is met God nie. So as I abide in him, I receive wisdom to discern, and as I obey the wisdom, I gain understanding. En dan sê daai week nog gesê, dis hoekom die wêreld aanhou vasgevang word in 'n wanbegrip en die feit dat hulle nie God verstaan nie, want die skrif wat ons gelees het gesê dat as jy ongehoorsaam is aan my, sny ek wat God is jou understanding af. So mense gaan beredeneer, maar jy gaan aanhou nie verstaan hoekom hulle beredeneer nie, want God het actually daai insig en daai understanding kom afsny. So soos wat ek gehoorsaam is, so gain ek understanding. En ons het nog gesê, dis daai van, ek verstaan nie hoekom ek moet sing al is ek in die storm nie, maar nadat die storm verby is, dan verstaan ek. Dan sien ek, dan maak dit sin. Of ek verstaan nie hoekom ek tyd saam met die Here moet spandeer nie. En dit is net nog 'n partykeer is dit nog geslep en is nog 'n ding en is nog iets wat ek moet doen, maar as ek klaar daai tyd saam met hom spandeer het, dan sê ek soos, okay, ek verstaan nou hoekom ek dit moes gedoen het. So understanding flows from obedience. En dit ons gesê, as you gain understanding, you learn to trust his counsel. But the spirit of counsel was, it was his plan, his way that's higher than mine, his way that is actually the path that he has laid out for me. So soos wat ek aan hom gehoorsaam is, so begin ek om hierdie begrip te kry, en soos wat ek 'n begrip kry van, ek verstaan nie hoekom hy vir my hierdie wysheid wys nie, maar ek gaan gehoorsaam wees aan dit, en toe sien ek hoekom, toe gain ek understanding. Nou volgende keer as hy vir my iets random sê om te doen, dan gaan ek soveel makliker u oordeel vertrou, want ek het mos nou al gesien, ek moet u vertrou en dit is wat gebeur. So soos wat ek hierdie journey volg, leer ek om actually sy raad, the spirit of counsel, ek leer om dit te vertrou, en ek leer om dan al hoe meer daai siklus half te gaan volg, en dan soos wat ek hierdie pad wat hy vir my uitgelê het sien, en dis dan waar the spirit of might inkom, as I see this path, then I literally receive the might by the power of the spirit to actually walk in the way that you have set out for me. Dis nie vanuit myself nie, vanuit myself kan ek nie in die weë van die Here loop nie. Dis die gees van God wat letterlik vir my die krag gee om op sy pad te stap en om gehoorsaam te bly aan hom. Dis 'n inner capability, daar's 'n tipe waagmoed, daar's 'n tipe willingness en 'n tipe krag wat ek kry om te sê, okay, hier is die paadjie, maar nou stap ek vir hom. Dis nie ek nie. Dis the spirit of God. Dit is die sevenfold spirit. It's his spirit of might. En dan staan ons nou vandag stil by die tweede laaste arm van hierdie goue kandelaar of van die sewevoudige gees van God, en dis die gees van kennis of die gees van knowledge. En ek wil julle kortliks herinner dat toe ons by die gees van wysheid stil gestaan het, toe het ek vir julle gesê dat daar's 'n verskil tussen die gawe van wysheid, die woord van wysheid, en die gees van wysheid. En dit is 'n verskillende manier hoe dit opereer. It's not the same thing, maar die gees van wysheid gee die gawe van wysheid. En presies dieselfde met kennis, as ek en jy daarna kyk, daar's 'n verskil tussen die gees van kennis en tussen die gawe van kennis waarvan ons in die boek van Korintiërs lees, en weer eens, dis die gees van kennis wat die gawe van kennis vir iemand gee. So wat ons gesê het is dat actually wanneer ons nou kyk hierna, dan moet ons besef dat die gawe van kennis wat ons in Korintiërs lees, the gift of a word of knowledge, dan is dit iets wat afsonderlik gegee word tot voordeel van die gemeente wat ons spesifiek by stil gestaan het. Dis vir 'n spesifieke taak, dis vir 'n spesifieke doel, 'n spesifieke situasie, en God gee al 9 gawes van Heilige Gees, gee hy soos hy wil, wanneer hy wil, vir wie hy wil. It's his prerogative om daai woord te gebruik. He gives it as he wills. En John Wimber het geskryf to say, the gift of a word of knowledge is the supernatural revelation of fact about a person or situation which is not learned through the efforts of the natural mind, but it is a fragment of knowledge freely given by God, disclosing the truth which the Spirit wishes to be made known concerning a particular person or a situation. So om 'n praktiese voorbeeld te noem, ons kan nou byvoorbeeld besig wees met praise and worship, en die Here stuur 'n profetiese woord, en in daai woord is deel van die revelation, deel van die kennis wat hy gee. Okay, ons moet argumentsonthulwe, hier's iemand in die kerk wat sukkel met 'n voetprobleem. Okay.
Nee, maar ek het nie by die deur gestaan en ek het gevra, hoe voel jou voete vandag? Is jou voete seer? Is jou voete okay? Het jy jou toon gestamp nie? Maar ergens onder worship en veral as deur dalk dan nou healing wou het hy dan nou gesê, okay, daar's iemand met 'n voetprobleem kom vorentoe. Then it was a gift of the word of knowledge, want is in daai oomblik iets wat reveal word en ek het dit nie gesurvey nie, maar die Here het dit openbaar. Dis waar 'n gift of knowledge inkom. Maar dis vir die gemeente, dit is vir 'n oomblik, dit is vir 'n situasie, dit is nie noodwendig ietsie wat die hele tyd is nie. Moet ons die hele tyd in dit kan opereer? Ja, maar weer eens, dit is dan, it's a gift for a certain aspect, nee, dit maak sin wat ek sê, ek probeer myself nou alweer oorverduidelik hier, julle mag vir my sê, stop beweeg aan, okay, as ek dit doen. So that's the gift of knowledge, dit is korporatief, dit is in season, dit is spesifiek, maar die gees van kennis, en die resting of the spirit of knowledge upon God, en wat ek en jy die voorreg kry om te geniet, as ons in Christus is, en hy sy gees oor ons uitstort, en ons dus in en deur sy gees beweeg, deur geloof en deur gehoorsaamheid, en deur die feit dat ons in Christus is, dan is dit 'n uitvloei van die spirit of Yahweh. Onthou die kandelaar wat op was, wat Yahweh is, die middelste een, so dit is 'n uitvloei van wie God is. Dit is nie net ietsiekie wat hy vir my gee, net gou vir nou hierdie oomblik nie. It's a part of who he is. Dis ek wil amper die woord gebruik om te sê, dis 'n meer permanente uitvloei van sy gees, as net 'n Jesus 'n stukkie vir die, Jesus 'n stukkie vir die, Jesus 'n stukkie vir hierdie diens, Jesus 'n stukkie vir hierdie beradingsafspraak, Jesus 'n stukkie vir hierdie vergadering wat jy by die werk het, Jesus 'n stukkie vir dit, Jesus 'n stukkie vir dit. Daar's 'n konstantheid en 'n permanensie aan die gees van kennis, soos wat hom met die gees van wysheid is. En anders as die publieke of die korporatiewe gawe van kennis, het die gees van kennis iets met my en God te doen, want dit vloei uit intimiteit uit, dit vloei uit die spirit of Yahweh uit. So dit het iets met my en hom te doen. So daar's 'n persoonlike en daar's 'n korporatiewe. Die persoonlike is where the spirit of knowledge comes in, en die publieke ene, die een wat na die mense toe gaan, that's the gift. Okay, maak dit sin? Nee? Okay, ek kan aanbeweeg, julle kan maar vir my so maak, beweeg aan. Okay. Romeine 11 vers 33, die Nuwe Lewende Vertaling sê, hoe ongelooflik wonderlik is God nie, hoe ontsaglik ryk en wys en vol kennis is hy nie, sy beslissings gaan ons begrip te bowe, en sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Die King James Version sê, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are his judgments, and his ways is past finding out. Die Passion Translation sê, who could ever wrap their minds around the riches of God, the depth of his wisdom, and the marvel of his perfect knowledge? We cannot wrap our heads around it. Want dis hoe awesome dit is, dis hoe groot dit is, dis hoe omvangryk dit is. En dan kan ook en jy sien dat niks en niemand kan met hierdie gees van kennis vergelyk word nie. Maak nie saak hoe slim iemand is of dink hulle is nie, né? Ons party mense wat regtig slim is en ons party mense wat dink hulle is slim, né? So dit maak nie saak hoe slim jy regtig is of hoe slim jy dink jy is nie. Niks en niemand kan vergelyk met die kennis en die wysheid van God nie. You just cannot, want hy is heeltemal ver bo dit alles verhewe. Soos ons praat van hierdie gees van kennis, dan verwys dit na die gees van God, dit verwys na God self, se vermoë om alle dinge te sien, om selfs dinge te sien wat vir die menslike oë verborge is. Hy sien goed, hy weet goed, wat ek en jy nie eers van kan dink nie. Hy sien dit, hy weet dit, daar's 'n skrif wat sê ons kan niks vir hom wegsteek nie, want hy weet alles, hy weet wat in ons hart en ons gedagtes is, hy weet wat ons almal doen, hy weet wat ons almal beplan, hy weet wat ons almal wegsteek, nee? Want ons almal steek goed weg, nee? Of is julle baie heilig en julle het niks wat julle wegsteek nie. Hy weet wat ons almal wegsteek, en ek dink baie keer dan sal ek vir mense sê, soos, partykeer wil ons nie, I get dat jy nie altyd aan almal al jou goeders erken en jy moet versigtig wees, nie, want ons mense wat dit uitbuit en ons mense wat ill motives het. Maar partykeer as ons met die Here praat, dan wil ons nie ons issues erken nie, asof hy nie weet wat dit is nie. Nee, so asof hy gaan, oh, nee, hy weet klaar wat dit is, hy weet klaar wat ons voel, hy weet klaar wat ons dink, en ek dink dit is 'n triek van die vyand om ons half hier in 'n boksie te hou, waar ons nie oop en eerlik is met God nie, want, ek kan nie dit vir God sê nie, hy weet dit al klaar. You just have to accept it and acknowledge it, nee? Jy moet dit net erken dat dit die waarheid is, want hy weet dit alreeds, en ek dink dit is 'n aspek van die gees van kennis, wat eintlik half scary is. Nee, dis super cool dat God alles weet, maar terselfdertyd as jy dink hy weet alles, soos alles van jou, alles wat jy nie eens van jouself weet nie, alles van almal om jou,
Almal van ons se goeders wat ons vir almal om ons heeltyd wegsteek en agter 'n maskertjie hou, hy weet letterlik alles. Dan dink ek dis eintlik soos okay, dit is scary, né? En nie net van ons nie, maar van elke persoon wat nog ooit bestaan het of gaan bestaan, weet hy alles van. So wat weet hy alles, né? Daar's geen einde aan wat hy weet nie. Maar as ek en jy sien en ons kyk na hoe Jesus selfs openbaar het, dan sien ons dat Jesus ook so mense se harte en gedagtes gesien het. Hy het al geweet wat mense se name is voordat hulle hom aan hom voorgestel het. Want hy weet alles. Hy opereer deur die gees van kennis. Hy is God, perfekte kennis in hom. 1 Johannes 3 vers 20 sê God weet alles. Hebreërs 4 vers 13 sê ook God weet alles wat in die wêreld aangaan. Net mooi niks kan vir hom weggesteek word nie. Hy sien en weet alles asof dit voor hom op 'n tafel uitgepak is. Kan jy dink jou diepste donkerste geheime, jou diepste donkerste sondes en gedagtes en al daai garretjies wat ergens weggesteek is, dan trek ek hierdie tafel en ek sê okay, kom pak dit gou hier uit vir almal om te sien. Ek dink dan kom julle nooit weer terug kerk toe nie. Ek sal ook nooit weer terugkom nie. So dis alright, dan kry ons 'n ander kerk nie. Dan begin ons van voor af. Maar die skrif sê hy weet alles asof dit op 'n tafel vir hom uitgepak is. Met ander woorde asof dit uitgestal is, asof dit opgemaak is. My brein dink dadelik aan soos 'n kunsuitstalling, hier stal ek goed uit of ek dek tafel want iemand kom eet by my. Nee, dis uitgepak hier. Hy weet daarvan. Dis nie weggesteek nie. Dis nie hier so blommetjie so nou is die mes so half agter die blommetjie weggesteek en ook kan ek 'n mes kry nie, maar hy is daar nie. Dis sodat hy alles kan sien oombliklik. Dis God se kapasiteit. He knows all things. He has knowledge of all things, fully, completely, instantly, constantly. Kennis op skool versus kennis nou. Nee? Hoe goed was jou wiskunde gewees op skool totdat jy jou kind oor 20 of 30 jaar moet help wiskunde doen? En nou die dag toe sê ek vir Stomie, ons gaan ook net weer vir 'n klas of 2 moet gaan voordat Sion eendag by die goed kom. Al het ons hoe goed gedoen in wiskunde. Jy weet ons goed wat jy geken het, want jy het dit geleer en dit was elke liewe dag het jy in daai klas gesit en nou kan jy dit nie meer onthou nie. Dis verlore kennis, nê? God verloor nie sy kennis ergens along the line want dit was 10 jaar terug nie, nê? Of partykeer sal mense sê, "O nee, maar jy leer nou eers wat ek lankal al vergeet het." Net iemand dit al vir jou gesê? God vergeet nie. As hy alles weet, dan weet hy die hele tyd alles. Dit raak nie weg nie, dit raak nie verlore nie, hy vergeet dit nie. Maar hy weet nie net alles van alles nie, hy weet ook alles van my persoonlik, soos wat ek gesê het. Psalm 139 stel dit so mooi, vers 1 tot 6 in die Afrikaans 20, dit sê, Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie eens 'n woord op my tong nie en kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms om my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dis te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Ek dink nog net om iets te sê. En dan weet jy dit. Miskien is dit hoekom Jesus in die Nuwe Testament gesê het, maar selfs al dink jy nog net om moord te pleeg, dan het jy dit eintlik klaar gedoen, né? Want hy weet klaar wat in ons gedagtes aangaan. Hy weet klaar wat ons wil sê. Die Amplified Classic sê van vers 6, Your infinite knowledge is too wonderful for me. It is high above me. I cannot reach it. En die Good News sê, Your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. En dan partykeer is dit weer daai, nee, ek wil amper al sê, dis 'n bittersoet. Want, wow, Here, U weet alles van my. U verstaan alles van my. Ek hoef nie myself aan U te kom verduidelik of om aan U te kom sê hoekom ek van 'n ding hou of hoekom ek nie van 'n ding hou soos wat ek vir 'n mens hoef nie, want U weet klaar alles. Selfs die goed wat ek nie weet, weet U ook. Maar die bitterkant van dit, en baie mense sal partykeer sê, ag ja, maar God ken my hart. Het jy al gesê, God ken my hart? Ek het dit al gesê. God ken my hart. So asof ons dit wil gebruik as 'n scapegoat of 'n get out of jail free kaartjie. Ja, maar God ken my hart. Maar ek dink as ons regtig dink in terme van maar hy weet alles, dan gaan ek nie soos brag daaroor dat God my hart ken nie. Julle hoor wat ek sê, want hy doen ken my hart. En my hart is nie noodwendig altyd so rein soos wat ek wil sê hy is nie, nê?
So hierdie hele ding van, maar God ken my inside and out, van bo tot onder en links en regs en everything in between, so wonderlik soos wat dit is dit ook ietsie wat my half moet ruk tot okay, maar ek kan nie vir God iets wegsteek nie, nê? Ek kan nie vals wees met God nie, al probeer ek hoe erg, ek kan nie dit doen nie, want hy ken genuine my hart. En even al sê ek dit vir iemand anders, as ja, maar God ken my hart, dit was nie my bedoeling nie, hy is die een wat gaan weet, was dit genuine nie my bedoeling nie, of sê ek dit net om half nou los te kom en vry te kom van hierdie ding, want hy ken my hart. En die vraag dan is, as hy alles van my ken ek hom werklik? Ken ek hom werklik? As hy my inkom en my uitgaan ken, en hy my omsingel van voor en agter en van bo en van onder, if he knows every little thing about me, do I know every little thing about him? Rarig. Ken ek hom werklik? Want die gees van kennis, die gees van God, is die enigste ding wat my en jou in staat stel om God werklik te ken. Ons kan God nie ken apart van die gees nie. It's not possible vir ons om hom te ken nie. Ons kan net deur die gees van kennis, dis letterlik waarvoor hy daar is he is there so that we might know God. That's why a part of his character is the spirit of knowledge, that we might have knowledge of God. En as ek vir jou vra, ken jy God? Ken jy regtig elke stukkie van sy hart? Weet jy wie God is? Dan dink ek as ons eerlik is met mekaar, al sit ons elke stukkie wat ons almal het by mekaar van wat ons genuine van God weet, dan dink ek gaan dit nog steeds nie so baie wees soos wat ons dink ons weet nie. Maar as ons sê, ken jy vir God, dan vra ek nie vir jou met alle respek of jy jou Bybel ken en of jy dit van A tot Z kan opsê nie. Dis wat ek vir jou vra nie. Ek vra nie vir jou of jy in 'n oomblik 'n Bybelvers kan aanhaal nie. Ek vra nie vir jou of jy in 'n oomblik 'n verwysing kan oproep nie. Ek het al baie vir mense sê soos ek is glad nie goed daarmee nie. Ek kan vir jou sê die Bybel sê dit en dit en dit, maar moenie vir my vra waar in die Bybel staan dit nie. Ek het nie daai kapasiteit nie. So ek kan nie dit vir jou ophaal nie. Maar evenal is dit die feit, evenal kan ek daar ons het op hoërskool het ons 'n Engel, ek het nie die Engels juffrou gehad nie, maar die Stomie was by in die klas gewees en haar invloed op hom was so erg dat dit voel of dit my Engels juffrou was. Maar ons het hierdie juffrou gehad wat letterlik jy kon die woordeboek gevat het en jy kon vir haar enige woord gevra het in daai woordeboek en sy het woord vir woord, komma, punt, afkappings, alles, het sy vir jou die definisie van gegee. Maak nie saak, al kies hulle die moeilikste, hulle kan hom, dan probeer hulle hom uitspreek, dan sê sy, that's not how you pronounce it, dis hierdie woord. Maar sy het nie eers die boek voor haar nie, sy werk net op hoe hulle dit uitspreek. Dit was haar kennis gewees in terme van Engels, maar dit maak nie saak, al ken jy die Bybel so goed, dat jy vir iemand kan sê, dis nie dit uitspreek nie, of nee, dit staan nie daar nie, dis nie die ken waarvan ek praat nie. Want dan kan baie van ons sê, maar ons ken God, want julle sien die probleem is, ons vergelyk kennis van God met 'n hoeveelheid inligting wat ons besit. Hoeveel inligting kan ek bymekaar maak? Wat weet ek alles, asof ek dit soos op 'n lysie wil gaan neerskryf? En hoe meer inligting of hoe meer verwysing iemand het, dan beskou ons hulle as meer kennisvol. Dan sê ons sê, maar hierdie ou het baie kennis. Jesusie, kyk net hierdie, this wealth of knowledge that this person has. Hoe meer hulle weet, hoe meer in ons staan ons van hulle, want Jesusie, hoe weet jy al hierdie goed? Ek het al hierdie goed al vergeet. And in a gathering of information, the more I know, the more knowledgeable I am. Dis wat ons sien as kennis, en in 'n basiese definisie van wêreldse kennis, is dat dit 'n bewustheid van feite is. Dit is dat, okay, jy is bewus van feite, jy weet wat die feite is, jy het 'n vertroudheid met 'n individu, of jy het 'n vertroudheid met 'n situasie, of dis 'n praktiese vaardigheid, jy weet om hierdie ding te doen, dis kennis wat jy bymekaar gemaak het, maar die gevolg is, almal maak die heeltyd kennis, soveel as moontlik feite, soveel as moontlik inligting bymekaar, asof hulle 'n stoorkamer van kennis bymekaar wil hê. Ons sal goed sê, soos Jesusie, dat hierdie brein eendag moet vrot, want dan is die kennis ook verlore, né? Of as iemand afsterf, dan sê ons maar, het ouma Sandarm vir jou haar bakresep gegee, né? En as sy jou nie geleer het om hierdie ding te bak nie, daar's daai kennis ook nou in die graf, né? Ons sien dit met hierdie goed wat accumulated is. Ons sien dit as dis iets wat oorgedra kan word. Ons sien dit as, jy moet seker maak, iemand sê vir jou hoe om hierdie ding te doen, want as hierdie persoon hier is nie, dan gaan jy nie weet hoe om dit reg te doen nie, né? Hierdie versameling van inligting, hierdie versameling van feite. Maar die probleem is, daar's te veel feite, daar's te veel kennis daar buite. Daar is hopeloos te veel van dit. Eens op 'n tyd het die mense in verwondering gestaan oor God.
Eens op 'n tyd het die mense staan, gaan lees hoeveel van die psalms, wat sê, Jessie, as ek na die sterre kyk, wow, of Jessie, Here, as ek na die see kyk, wow, of Jessie, as ek sien hoe 'n baba in 'n moeder se skoot gevorm word, wow, Here. As jy gaan lees in die boek van Job, dan sal jy sien dat letterlik in Job hoofstuk 38 sê God vir Job, wat hy nou hier beredeneer met alles waar hy gaan, dan sê een van die vertalings, maak jou reg vir die stryd, Job, want ek gaan vir jou vra en dan gee jy vir my die antwoord. Eens op 'n tyd het die mens niks geweet nie. Eens op 'n tyd het die mens nie al hierdie feite en hierdie inligting gehad nie. En een van die vrae wat hy vir Job vra is, waar was jy tot die aarde se fondament gelê het? Nou kry jy allerhande inligting van, maar hierdie is 'n flat earth en hierdie is 'n ronde earth en hierdie is 'n dit en daai is 'n dat en hierdie is vals en daai is waar. Jy kry nou 300 miljoen verskillende goed. Hy vra vir hom, was jy al by die plek waar sneeu geberre word? God vra vir hom, was jy al by 'n plek waar sneeu geberre word? En dan kom die weerkundige mense en hulle sê nee, maar dit is net die wolk en hierdie en dit en dit en dit en God sê ek stoor die sneeu. Dis ek wat dit maak. Dis ek wat dit geskep het. Eens op 'n tyd dan vra God vir Job en sê, weet jy hoe die hemelliggame werk? Vandag kan jy op NASA se webwerf gaan en jy sien hoe werk die hemelliggame. Elkeen van hulle het 'n naam ook. Hy vra vir Job, weet jy presies wanneer die wildsbokke kleintjies gaan kry of hoe lank hulle dragtig is? Ek wil jou uitdaag, gaan doen een Google search oor gestation periods en jy kry letterlik die antwoord vir elke dier wat bestaan, wat sê, hierdie een is 3 dae, hierdie een is 3 maande, daai een is 3 jaar. Jy weet hoe lank is hulle dragtig, maar eens op 'n tyd het Job nie geweet hoe lank is hulle dragtig nie. Hoe meer kennis en inligting daar oor die wêreld is, hoe minder word ons verwondering vir God. Want ons dink ons weet mos nou alles. Ons dink almal het al alles uitgefigure en ons verwondering raak al hoe minder en hulle sê ons leef in die information age. Het jy dit al gehoor? Ons leef in die information age, 'n tyd wat gekenmerk word aan die vermoë om oorvloedige inligting bymekaar te maak en nie net bymekaar te maak nie, maar vinnig bymekaar te maak. En saam met dit het jy dan nou digitale tegnologie, jy die internet, daar's goed wat gemanipuleer kan word en ek wil net 'n oomblik vat om dit vir jou 'n bietjie in perspektief te sit. Daar word beraam dat jy sowat 136 miljard fisiese bladsye papier nodig sal hê. So hiersoos een papier, as ek hom kan raak, hier's een papier. Nee? As jy die hele internet wil print, gaan jy 136 miljard van hierdie papiere nodig hê, as jy die hele internet wil print. Hulle sê dat as daar 500 bladsye papier in een riem is, jy weet, jy kry 'n boks en dan kry jy mos 'n riem binne-in, so daar's 500 bladsye in een so riem, dan sê hulle een boom produseer 17 van daai riemspapiere, soos jy 'n hardcopy van die internet wil hê, het jy 16 miljoen bome nodig, om die hele internet te kan print. Dis hoe baie inligting daar op die internet is. Okay? In 2009 is daar beraam dat dit jou 57.000 jaar sou vat om die internet te lees. Dit sluit nie Twitter, Facebook of persoonlike blogs in nie. Dis hoe baie inligting daarop is. En die meerderheid van goed gebeur op Facebook en Twitter. So, dit is 57.000 jaar. In die jaar 2000 was daar omtrent 1 miljard webpages gewees. Nee, so dit is daai, as jy iets search en jy maak die artikel oop en daar's 'n page. So in die jaar 2000 was daar 1 miljard webpages gewees. Soos op 21 September 2024 bevat die geïndekseerde web, want jy moet besef daar's 'n geïndekseerde web en daar's 'n nie geïndekseerde web, die dark web wat ons nie noodwendig van weet wat alles daar aangaan nie. Die geïndekseerde web, as jy jou Google search oopmaak, bevat so wat 3.75 miljard webpages in 2024. So met ander woorde, as jy net vat van 2009 of van die jaar 2000 af wat dit 'n miljard webpages was, nou in 2024 is dit 3.75 miljard en dit sou jou so 57.000 jaar gevat het in 2009, dan gaan dit jou dalk nou so 170.000 jaar vat om die hele internet te lees. En nog iemand wat van lees het? Up for the challenge? Nee, dankie. Dis so baie inligting en ek dink hulle average dit op iemand wat 'n redelike goeie leestempo het, né? Want van ons lees vinniger en van ons lees stadiger. So lank kan dit jou actually vat en die internet groei by die sekonde. Nie eens by die dag of by die jaar nie. Daar word per dag so wat 402.74, julle nou klink ek soos ons regering, daar word per dag 402.74 miljoen terabytes per dag geskep.
Okay, ek dink van die jonger mense weet meer wat 'n terabyte en 'n gigabyte en al daai goede. Maar die beraming is dat daar teen die einde van hierdie jaar 147 zettabytes, het jy al ooit daai woord gehoor? Zettabytes van data gegenereer sal word en dan tussen 175 en 181 zettabytes in die jaar 2025. Wat is dit? Okay, so om so te verduidelik. 1 zettabyte is 1 miljard terabytes. Okay, so as jy nou daarso gaan kyk, ek weet dit is baie klein, jy het basies 1 miljard 1 terabyte harde skywe nodig om 1 zettabyte op te stoor. Okay, so maal dit met 175, hoeveel harde skywe het jy nodig? Ek weet, dit is baie vroeg vir almal vir wiskunde. Daar kan jy sien die zettabytes is die grootste en die nulle word al hoe minder, soos wat dit van kilobyte, megabyte, gigabyte. Dis vir die wat nie weet nie, as jy 'n prentjie of 'n dokument het en daar staan na die tyd 3.2 MB, die MB staan vir megabyte. Dis hoe groot jou dokument of jou prentjie is, okay? So hulle sê dat daar teen die einde van 2025 181 zettabytes gaan wees, om dit met rys te vergelyk. 1 byte is 1 ryskorreltjie, okay? Om dit te verstaan ons almal redelik makliker, né? Okay. 1 kilobyte is 'n koppie rys wat jy sal maak. 1 megabyte is 8 sakke rys. 1 gigabyte is 3 semi-trokke vol rys. 1 terabyte is 2 containerskepe vol rys en 1 zettabyte sal die hele Stille Oseaan opvul. En hulle sê dat daar huidiglik teen die einde van hierdie jaar 147 miljard zettabytes sal wees. Hoe baie inligting is daar op die internet? Ek dink nie soos ons begryp hoe groot die internet is nie. Hulle sê as jy daai 175 zettabytes op die DVD's gestoor het, dan sal die stapel DVD's so lank wees dat jy 222 keer om die aarde kan gaan met die DVD's. Dis so baie inligting dit vat. En as jy probeer om daardie 175 zettabytes teen die gemiddelde huidige internetspoed, ek dink dis 'n Amerikaanse een, want Suid-Afrika se internetspoed is nie altyd so lekker nie, so nee, maar as jy dit teen die average internetspoed sal download, sal dit jou 1.8 miljard jaar vat om alles te download. En dan gaan ons weer geïrriteerd raak as jy daai attachment download en hy vat 5 minute, nee? Ouens, hoe baie inligting is daar. Sien julle hoekom ek sê, geen wonder die mens staan nie in verwondering van God nie? Geen wonder die mens dink hy weet alles nie, want dit is nie eers meer soos in ou dae wat jy biblioteek toe moes gegaan het nie. Jy kan nou net op jou foon kan jy iets search en jy kry so baie inligting. En mense dink God, hoekom het ek God nodig? Ek het alle inligting is at the tip of my fingers. Nicholas Negroponte het al in 1995 gesê, information about information is more important than information. En dit is die waarheid, ouens. Kyk wat gaan in die wêreld aan en hoekom deel ek dit met jou? Hoekom al hierdie wiskunde wat ons almal se breine is nou eintlik klaar nou, kan julle amper nie op die res van die preek fokus nie, want die wiskunde was te intens geweest. Hoekom share ek dit met julle? In die eerste plek, want dit is vrek interessant. Ek gaan nie eers 'n hoogs heilige rede gee nie. Dis vrek interessant, né? Om te dink hoe baie inligting daar is. Ons het nie idee hoe ver die internet strek nie. Nommer 2, dit wys vir ons tot hoeveel inligting ons toegang het. Dit wys vir ons daar is eintlik half in menslike terme nie 'n einde aan die inligting waartoe ons toegang het nie. En nommer 3, dit wys vir ons hoe die mens inligting en selfs soos wat daai Nicholas gesê het, inligting oor inligting as uiters belangrik ag. Hoe die mens amper 'n ongesonde dryf of begeerte het om net al hoe meer inligting te bekom. Hulle wil net meer weet, hulle wil net meer weet, hulle wil net meer weet, hulle wil net meer weet. 'n Ongesonde dryf. En ek wil amper al sê 'n ongoddelike dryf om net al hoe meer te wil weet en al hoe meer te wil weet. En hierdie soeke na inligting, hierdie soeke na spesifiek kennis, hierdie soeke na om alles te kan weet, het al in die tuin van Eden begin. As jy regtig daaraan dink, want wat was dit gewees? Wat het die slang vir Eva gesê? Hy het vir haar sê, as jy van hierdie vrug eet, sal jy soos God wees en jy sal wat? Jy sal alles weet. Dit het al daar begin, die mense dryf om alles te weet. Om kennis by mekaar te maak, om net nog iets en nog iets en nog ietsie te weet. En nou nog in 2024 kom daar AI in, Artificial Intelligence, as jy nog nie van dit gehoor het nie, waar hulle jou geheue en jou persoonlikheid op 'n USB-stokkie probeer download, sodat as jy eendag dood gaan, hulle dit in 'n robot kan indruk en jy vir ewig kan lewe. Dis belaglik. Want die mens het hierdie dryf om soos God te wees en alles te kan weet en net die heeltyd in beheer te kan wees van alles.
en is van die vyand af, ouens. Maar die accumulation of information, hierdie bymekaar maak, is not true knowledge. Dis nie waarvoor die gees van kennis daar is, dat jy kan sê, ek kan die stille oseaan volmaak met alles wat ek van God weet nie. That's not what it's about. It's not about accumulation. Jy kan die hele internet by some miracle memoriseer en nog steeds nie ware kennis besit nie. Nog steeds nie ware kennis hê nie. Al weet jy alles. Jy kan die Bybel van begin tot einde en weer agteruit ook lees en nog steeds in godsdiens vasgevang wees. Nog steeds absoluut niks van God weet nie. Nog steeds nie sy hart ken nie. En dis waar die belangrike die onderskeid inkom, ouens, is kennis behoort nie gekoppel te wees aan die hoeveelheid inligting of feite wat ek bymekaar maak, of hoe goed ek die Bybel ken of kan opsê nie. Die hele doel is om God te ken vir wie en wat hy is. Die kern van wie hy is, die hele ontstaan van kennis, die hele rede hoekom een van die aspekte van die sewevoudige gees van God actually kennis is eerstens om 'n kennis van God te hê. Want ons kan nie God ken as ons nie sy gees het nie. En al het jy al die inligting van die wêreld en jy ken nie God nie, wat help dit jou? Wat help dit jou? Absoluut niks nie. Die Hebreëse woord vir kennis in ons hoofskrif, Jesaja 11 vers 12 is da'ath, en dit beteken knowledge, perception, skill, discernment, understanding, wisdom. Hoor julle ons eerste paar goed wat so in mekaar invloei van die vorige wat ons by stil gestaan het. En meeste van ons sal in die eenvoud dit van kennis verstaan, maar hierdie woord da'ath, se stamwoord is yada, en dit breek dit vir ons so bietjie meer oop. Dit verduidelik vir ons dit so bietjie meer, want yada beteken to know, to learn to know, to perceive and to see, to find out and discern, to discriminate, distinguish, to know by experience, to be acquainted with, to be skillful in, to recognize, admit, acknowledge, confess, to consider, to have knowledge, to be wise, to be made known, or to be or become known, to be revealed, make oneself known, to reveal oneself. Nee, daai tafel, wat hierso word alles op hom uitgepak. To reveal oneself. Gaan jy ons afsit? Ons maak, ek tog is net ek wat mal word. Dankie. So met ander woorde, yada, sien ons strek baie verder as net kennis. Dit strek baie verder as net feite wat bymekaar gemaak word, want daar's 'n tipe van 'n revealing wat moet plaasvind. Daar's 'n tipe ding wat actually gebeur wat verder gaan as net, ek kan hierdie lysie ook op my tik. En die kern van hierdie woord lê spesifiek in intimiteit. Want as jy hierdie woord gaan kyk, yada, dan word dit op meer as een plek in die Bybel actually gebruik om seksuele omgang te vertaal. As er in die Bybel staan dat hierdie een en hierdie een het seksuele omgang met mekaar gehad en toe kry hulle kinders, dan is daai woord wat daar gebruik word, yada. En ek gaan vir jou een van die voorbeelde sê. Een voorbeeld is in Genesis 4 vers 1, die New King James Version. Dit sê, now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain. Dit is yada wat daar staan. Maar dit sê, Adam het vir Eva geken, en toe het sy swanger geraak en sy het 'n seun gehad. So ons sien dat kennis is nie net iets wat op papier staan of iets wat op 'n harde skyf gesyf kan word nie. Daar's intimiteit betrokke. Daar's 'n eenwording betrokke, want wat gebeur wanneer daar seksuele omgang tussen 'n man en 'n vrou is? Hulle word een. So daar's 'n eenwording wat plaasvind, en nie net dit nie, uit hierdie eenwording uit kom daar vrug, want 'n babatjie word gebore. So dit stop nie net by, ek weet al hierdie goed nie. It's actually intimacy, 'n eenwording, en daar's iets wat uit hierdie eenwording uitvloei, om net actually bewus te word van iets deur intimiteit, om actually te sê, maar ek het hier by God uitgekom, en ek en hy het mekaar geken, so as jy nou regtig wil dit net so vertaal, ek en God het omgang met mekaar gehad, ons het een geword, en ek bedoel geen disrespect nie, ons het een geword met mekaar, ek het iets van God leer ken, en omdat ek hierdie ding van God leer ken het, is daar 'n sekere vrug in my lewe waarvolgens ek leef. Want ek het, argumentsonthaalwe, ek het geleer dat hy heilig is toe ons intiem was met mekaar, so ek kan nie anders as om nou ook heilig te leef nie. Daar's 'n vrug, daar's iets wat uit dit uitvloei, nie net, kom ek haal dit vir jou aan waar dit in die Bybel staan nie. Dis baie anders, dis baie diepte, daar's lê iets in daai being revealed, making yourself known, daai ontbloting, daai totale gestrooptheid, daai naaktheid, selfs as jy dink aan Genesis, waar daar staan dat nadat hulle die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, toe sê dit wat, hulle oë het oopgegaan, en hulle het gesien dat hulle kaal is.
They saw that they were naked. So met ander woorde, as jy dit gaan lees, dan staan daar weer eens in die Hebreëus die woorde wat gebruik word, dat toe hulle van die vrug eet, van die yada, van goed en kwaad, toe het hulle oë oopgegaan en they yada that they were naked. So daar is hierdie ontbloting, daar is hierdie totale vulnerability eintlik, van hier's niks tussen my en u nie. Ons weet totaal en al alles van mekaar, totale ontbloting. En die ewe knie van hierdie woord in die Nuwe Testament is die woord gnosko, en as jy in Engels dit die beste manier vertaal, dan beteken dit to personally, intimately and experientially know something. It doesn't really just mean to know about something, but to have known it through personal experience. It is used in ways that imply physical intimacy, weer eens of which produce children. Nie net inligting by mekaar maak nie. Baie ver as net erkenning en versameling. So wanneer ek en jy van die gees van kennis praat ek en jy nie van 'n gees wat vir ons kopkennis gee nie. Ons praat nie van 'n gees wat deur afsydige observasie net vir ons 'n random paar goedjies gee sodat ons kan sê ons weet iets van God nie. Ons praat actually van 'n intieme God, weer eens Jahwe waaruit alles vloei. Ons praat van 'n gees van verhouding. Ons praat van 'n gees wat vir ons iets bring van knowing something, discovering something, and not only something but someone. Nee? Op 'n dieper vlak as ooit van tevore, discovering this person physically through experience, net soos wat dit met wysheid was. It's something, someone that I get to know through intimacy and through experience. En hy gee nie vir ons net random feite nie. Hy gee nie net vir ons, en weer eens geen disrespek nie. Hy sê nie net vir ons, o God het die hemel en die aarde geskep nie. Hy sê vir ons persoonlike goed van God se hart. Hy sê vir ons, maar hierdie God het jou aan mekaar geweef. Hierdie God het 'n doel gehad vir jou. Hierdie God is lief vir jou. Hierdie God draai sy aangesig na jou. Hierdie God gee om vir jou en hy wil hê dat dit met jou moet goed gaan. Nie net, God sien jou want hy sien alles nie. Dis nie net random feite nie. Dis persoonlik, dis intiem wie hy is, and it's about him, who he is. En elke keer as ons deur die hele Nuwe Testament vermaan word om God te ken en te leer ken, ons baie Bybelverse, jy kan dit gaan Google, aangesien Google nou so oorvloedig is, kan jy dit gaan Google. Maar elke keer in die Nuwe Testament as daar sê, en wat ons vermaan word en sê, maar jy moet God leer ken, leer God ken, dan word daai woord gnosko gebruik. Met ander woorde, ons word geroep tot gnosko, ons word geroep tot yada, ons word geroep tot intimiteit, intieme kennis, en daarom, as Jesus dan sê, maar eendag gaan julle na my toe kom, en julle gaan sê, maar ons het dit en dit en dit en dit in jou naam gedoen, maar wat nou, dan gaan hy sê, maar gaan weg, want ek het jou nie geken nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit maak nie saak wat die wêreldse kennis is wat jy bymekaar gemaak het nie, dit maak nie saak dit wat jy gedoen het nie, dit maak saak of jy my ken en belangriker of ek jou ken, intiem, want jy was bereid om jouself op die tafel oop te gooi vir my. Gaan weg, ek ken jou nie. Ek dink dit is seker die scarieste Bybelvers in die hele Ou en Nuwe Testament. Kan jy dink hoe dit moet voel om jou hele lewe te leef, of dit nou 10 jaar of 20 jaar of 50 jaar of 80 jaar of met die seun van die Here 100 jaar oud is, en te dink jy ken God, en jy kom daar en hy sê vir jou, ek het jou nie geken nie. Kan jy net vir 'n oomblik dink hoe moet dit voel? En ek dink dit is die een ding wat vir ons moet sê, Here, ons moet moeite maak met intimiteit. Ons moet moeite maak met tyd saam met U spandeer. Ons moet moeite maak met U Heilige Gees toelaat om ons te leer wie U werklik is, en nie net te sê, ek het al die Bybel deurgelees nie. Ken ek hierdie God van die Bybel? Ken ek hom regtig? Is ons intiem, ouens? Ons is nie geroep om God te verstaan nie, want ons gaan hom nooit verstaan nie. Nêrens in die Bybel word ons geroep om hom te verstaan nie. Nie een keer nie, inteendeel, daar staan dan trust me and not your own understanding. Ons word nie een keer geroep om God te verstaan nie. Ons is geroep om hom ons is nie geroep om hom net waar te neem en sekere goedjies van hom te weet, want dis die Bybelvers wat die meeste geshare word nie. Ons is geroep om hom op 'n persoonlike en intieme manier te ervaar, tyd saam met hom te spandeer en hom so te leer ken. Nie daar op 'n distance, ek weet dit en dat van U af nie. Om te weet wie hy is en dat hy werklik is wie hy sê hy is, al voel dit nie so nie. Sien hoekom ek sê dit sluit aan by wat die Here vanoggend gesê het. Dit is wie hy is, al voel dit nie so nie, jy kan nie die feite verander nie. En dit gaan nie oor 'n denial of ons maak ons gevoelens af as niks nie.
Dit gaan oor daai, dit is die feit. En ons as mens moet leer om in dit in te klim, ons moet leer om te vertrou en dis verskriklik moeilik. Dis verskriklik moeilik. En ek dink toe ek vanoggend dit weer deurlees, toe herinner die Here my in die skrif in 1 Korintiërs en toe dink ek wat 'n wonderlike belofte is dit. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit actually vir my en jou dat die skrif sê ons sien dinge nou net vaag weg. Ons sien dinge nou net asof dit in 'n besmeerde spieël is. Ons verstaan nie nou alle dinge nie, maar eendag gaan ons van aangesig tot aangesig sien. Eendag as ons in hom is, eendag as ons regtig daai intieme verhouding met hom het en hy ken ons en ons ken hom. Eendag gaan ek en jy waar ons nou net gedeeltelik ken en waar ons nou net gedeeltelik verstaan en waar ons nou net gedeeltelik die prentjie begin inkleer en begin sien wat God se bedoeling was. Eendag sal ons hom ten volle ken soos wat ons ook geken is. Ten volle. Daai inkom en daai uitgaan. Daai van voor en van agter en die hele omsingeling. En daar is 'n baie interessante skrif ten opsigte van kennis of Yadanu Hosea 6. Vir die hoeveelste keer roep God vir Israel om na hom toe terug te keer wat hy sê, kom terug, julle is in sonde, julle is in afgoderry, kom terug. Hulle valsheid, hulle godsdienstigheid en hy sê in Hosea 6 vers 6 dan sê hy, I desire and I delight in steadfast loyalty, faithfulness in the covenant relationship, rather than sacrifice, and I desire and delight in the knowledge of God more than burnt offerings. Dis God wat daar met die volk praat. Die Afrikaans sê ek verwag troue liefde, nie offers nie, kennis van God eerder as brandoffers. Die Good News Translation sê I want your constant love, not your animal sacrifices. I would rather have my people know me than burn offerings to me. I desire the knowledge of God, en in Hebreë sê dit die Vodahat Elohim rather than burnt offerings. Ken my, sê God. God soek ons loyaliteit, hy soek ons toewyding, ons konstante troue liefde en verhouding. Hy soek nie na mense wat net soos 'n wolkie is wat vandag is hy hier en môre is hy weg en vandag is hy hier en môre is hy weg en nou lyk hy ook sommer anders nie. Dis nie wat God soek nie. Hy sê toewyding, ken my, leef my wil uit, leef wie ek is uit. En ons sien dit ook baie duidelik in Jesaja 11 as jy hom gaan lees in die Afrikaans, dan sê dit 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Dis ons skrif. Maar as jy hom gaan lees in die Joodse Tanakh of die Hebreëse Bybel, dan staan dit soos volg: The Spirit of the Lord shall alight upon him, a spirit of wisdom and insight, a spirit of counsel and valor, a spirit of devotion and reverence for the Lord. A spirit of devotion. So dit kennis vir jou in 'n ander perspektief. Ek moet nie net weet van God nie. I need devotedness to him so that I can truly get to know him through intimacy. Want vir die Jode was kennis van God intimiteit. Daar was nie 'n ander tipe kennis nie. Jy het net kennis as jy weet wie God is en as jy intimiteit met hom het. Dis soos 'n vader en 'n seun mekaar ken, of nog meer spesifiek dan, soos wat 'n man en 'n vrou mekaar in hulle binnekamer ken. Intimiteit, kennis. En as ek en jy dan actually op daai plek kom, dan sien ons dat dit net God is wat deur sy gees dit vir ons kan bewerkstellig. Ons kan dit nie hier menslik doen nie. Dis juis hy wat ons in staat stel om hom te leer ken. Dis juis hy wat vir ons die waarheid openbaar. Dis juis hy wat vir ons onderskeiding gee. Dis juis hy wat sê, hierdie is verkeerd, kom terug op die pad. Hierdie is verkeerd, doen hierdie, nee, hier is jy verkeerd. Dis wat Heilige Gees se werk is, want hoekom? Want hy weet ek moet jou hier hou, want as jy nie hier bly nie, gaan jy hom nie leer ken nie. En my werk is om te sorg dat jy die Vader ken. Dis letterlik waarvoor hy daar is. Hy is die een wat ons op hierdie ontdekkingsreis lei om actually die waarheid oor God se natuur en sy koninkryk en sy wil en ons identiteit in hom te ontdek. Hy is die een wat vir ons ervaringskennis gee. En iemand sê dit so mooi, hulle sê knowledge of hierdie daad is not knowing how to pronounce his name or to use Yahweh instead of Jehovah. It's being intimate with the reputation behind the name. The reputation behind the name. En toe ek dit lees, toe dink ek, daar's ons journey.
Daar's die sewevoudige gees van God, want ons het in intimiteit begin by Jahwe, en soos het ons in hom gebly het en tyd by sy voete spandeer het, wat het ek gesê het, hy vir ons wysheid gegee om te kan onderskei, en toe hy vir ons wysheid gee om te onderskei, toe was ons gehoorsaam daaraan, en toe kry ons begrip daarvoor, en soos het ons sy begrip vertrou, het ons sy raad al hoe meer begin vertrou, het ons aangehou om gehoorsaam te wees aan hom, het ons aangehou om toegewy te wees aan hom, het ons op hierdie pad wat hy vir ons gewys het gegee, en soos wat ons nou op hierdie pad stap, we get to know him in the journey. We get to know him in the journey. We get to know the reputation van, okay, maar hy is wie hy sê. Hy het gesê hy is Yahweh, en toe gaan ek deur al hierdie goed, and I actually got to know him as Yahweh. Dit is waaroor dit gaan. Kopkennis sê vir my, hy is Jehovah Jireh. Kopkennis sê vir my, hy is die voorsiener. Dis wat dit is. Maar ervaringskennis, Yada sê vir my, dat daar was 'n sekere ervaring wat ek saam met God gegaan het, wat ek nie inkomste gehad het nie, but somehow he provided. Daar's 'n verskil tussen kopkennis, die Bybel sê Jehovah Jireh, en tussen ervaringskennis van, ek het swaar gekry en hy het vir my voorsien. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen kopkennis wat sê hy is Jehovah Rapha, en ek het verlede week het ek daarby stil gestaan, wat sê maar hy is die geneesheer, en tussen ervaringskennis van ek was siek en toe genees hy my en nou weet ek hy is Jehovah Rapha. Daar's 'n verskil tussen kopkennis en ervaringskennis. Vra vir enige iemand wat bonatuurlik van kanker genees is. Wie is Jehovah Rapha? Vra vir enige iemand wat by die dood omgedraai het. Wie is Jehovah Rapha? Vra vir enige iemand wat nie kon swanger raak nie en swanger geword het, hulle kinders hardloop om hulle rond, wie is Jehovah Rapha? Hulle gaan vir jou baie beter vertel as iemand wat nog nooit in hulle lewe daai journey moes gestap het nie. Nee? Dink aan Petrus op die water. Hy weet iets van Jesus. Die disippels weet iets van Jesus. Die mense op die oewer weet iets van Jesus. Maar dit wat Petrus van hom weet, die feit dat hy sy hand in Jesus ingesit het en ook op die water geloop het vir 'n rukkie, was a very different knowledge of God as hulle wat daar op die oewer gestaan het. There's something different about experience. There's a different type of knowing when you've walked the walk with him as your guide, with him as your source, with him as your goal. And that is why knowing or knowledge comes practically last in this whole journey. Want ek kan God nie daardeur in die begin ken as ek nie die journey gestap het nie. Want dis juist die journey wat die kennis bring. En op een stadium kies ek om te sing te midde van die storm, want dis nou waar ek gehoorsaam is aan die wysheid. En op 'n ander stadium doen ek dit eventually natuurlik, want uit ervaring uit het ek geleer dit werk. Nee? Ergens kies ek en ergens kom dit natuurlik. Maar saam met dit wil ek vir julle hiermee afsluit. Toe ons oor raad gepraat het, het ek julle gewaarsku om versigtig te wees watter raad julle vat. Onthou julle? Ek sê ons moet versigtig wees watter raad ons vat en watter raad ons gee, en met kennis is daar ook 'n waarskuwing. Pas op waarmee jy jouself volmaak. Pas op aan watter inligting jy jouself blootstel. Daar's letterlik 'n oseaan vol inligting daar buite waarmee jy jouself kan volmaak. Wees versigtig waarna jy kyk, wees versigtig waarna jy luister, wees versigtig waaroor jy praat en wat jy toelaat dat mense in jou lewe inpraat, want dit gaan beïnvloed hoe jou journey met die Here lyk. En as jou journey met die Here op die verkeerde manier beïnvloed is, gaan jy op 'n verkeerde ken van hom uitkom op die ou einde van die dag. So ons moet versigtig wees, ons moet pas op daarvoor dat of dit nou 'n Bybelstudie is, en of dit 'n wêreldse TV-program is, en of dit nou 'n boek is, en of dit musiek is, al is dit gospel musiek, wees versigtig waarna jy luister. Ek is jammer, maar wees versigtig waarna jy luister. Want daar's 'n wêreld vol inligting daar buite wat probeer om jou weg te kry van 'n ware ken van God af. Net 'n paar weke terug het die Pope wat Kamsdag die voorsitter of die verteenwoordiger van die volle Christendom is, het hy daar op 'n kansel gestaan en hy het gesê enige godsdiens is 'n pad na God toe. 2 weke terug het hy dit gesê. Hoeveel mense word verblind en mislei daardeur? Want Jesus het gesê, hy is die weg, nie al die ander nie. So wees versigtig waarna jy kyk, selfs as ek vir jou preek, en ek het dit al gesê, asseblief gaan toets dit vanmiddag as jy by die huis kom. Gaan maak seker dat die inligting wat jy kry, jou regtig op 'n journey vat wat jy nader aan God se hart kom. Moenie net alles vat op face value nie. Moenie net alles vat op almal se goeie intensies nie. Onthou God ken die hart, nê? Dis wat ons gesê het aan die begin. Ons 'n plek in die skrif waar God sê, en ons like dit om daai vers aantal wat sê my volk gaan verloor as gevolg van 'n gebrek aan kennis, nê?
As jy hom gaan lees in die ou vertalings, dan sê dit my volk gaan verlore as gevolg van die feit dat my priesters nie die kennis met hulle gedeel het nie. Dis 'n aanklag eintlik op die kerk wat nie die waarheid van God verkondig nie, wat nie die volle evangelie verkondig nie, wat net die goed praat goedjies verkondig. En o nee, maar dit is so lekker om 'n Christen te wees. Dis nie altyd lekker om 'n Christen te wees nie. Of is ek die enigste een wat so voel? Dis moeilik. Dis harde werk. Dis toewyding. So ons moet versigtig wees. In die Nuwe Testament meer as een keer sê Jesus, those who obey me, know me. Do we truly obey him? Die kennis wat ons by mekaar maak, as ewen 'n priester of 'n pastoor of 'n dominee vir jou iets leer, en hulle leer nie vir jou om gehoorsaam te wees aan God se wil nie, dan gaan jy verlore gaan as gevolg van 'n gebrek aan die regte kennis. Maar die kennis van God sê wees gehoorsaam aan my voorskrifte. En dis net een voorbeeld. So ouens, ons moet versigtig wees en ek wil dit vir jou sê, daar's 'n goue reël aangesien ons van internet en data praat en jy het hom dalk gehoor. Die reël is GIGO. Het jy hom al gehoor? Garbage in, garbage out. Enige tegnologie klas moes jy dit al ergens gehoor het. Garbage in, garbage out. Wees versigtig what information you allow into your spirit. Because if it's garbage that's coming in, garbage will flow out and not the glory of God, not the presence of God, not the will of God. Wees versigtig. Moenie betrokke raak by goed wat jou wegtrek van God af nie. Iemand het in hierdie week toe stuur hulle vir my goed van, hoe weet ons dis false teachers en hoe weet ons wie om na te luister? Toe sê ek, die belangrikste is, jy moet jou Bybel ken. Want as jy jou Bybel ken, dan gaan jy weet wat is vals en wat is nie vals nie. En dan gaan vra jy altyd, wat hierdie persoon sing, wat hierdie persoon praat, wat hierdie persoon kwytraak, kry dit my nader aan sy hart, of is dit eintlik besig om my tussen die lyne weg te dryf van sy hart af? En dan weet jy wat jou antwoord is. Beproef alles teen die woord van God. Wees versigtig waarmee jy jouself volmaak. Okay. Ek gaan vir ons afsluit met gebed. My koning, ek wil vir U dankie sê. Here, dat U bereid is as ons praat van 'n ken van mekaar en ons praat van kennis en ons leer dat kennis beteken 'n totale ontbloting, dat jy vat 'n tafel en jy pak alles net daar uit op die tafel. Wil ek vir U dankie sê dat U alles op die tafel gesit het. You didn't hold back. Ja, daar's dieptes en daar's hoekies van U wat ons nooit sal ontdek nie, omdat daar net so baie is, my koning. En ek dink omdat ons die kapasiteit het om dit alles te kan hanteer en te kan begryp nie. But you literally held nothing back. So my koning, dank U in die eerste plek dat U bereid was om U self van ons te ontbloot. Om te sê, maar hier is ek. Hier is die groot ek is. Dis wie ek is. Dis hoe ek oor jou voel. Dis wat ek vir jou wil doen. Dis wat ek vir jou gaan doen. Dis wat ek vir jou gedoen het. En ek wil hê, jy moet in verhouding met my staan. Ek wil hê, jy moet saam met my kom. Ek wil hê, jy moet op hierdie journey wees saam met my. Dankie daarvoor, my koning. En dan wil ek vra dat U vir ons sal vergewe. Vir al die kere wat ons so vasgevang raak met die verkeerde inligting en kennis, Here. En wat ons so maklik van die pad afgedwaal word, begin twyfel, begin mismoedig raak. In plaas daarvan om net in U in te gaan klim, in U gees in te klim, in U woord in te klim, en daardie kennis te gaan ontdek. Here, ek wil bid en ek wil vra dat U vir ons sal lei, dat U regtig deur die gees waar ons leer van die gees, dat U vir ons sal help om 'n verhoogde sin van kennis te hê, 'n verhoogde sin van onderskeiding te hê, 'n verhoogde sin van intimiteit met U te hê, passie om by U uit te kom, Here. Iets wat ons regtig sal dryf, dat selfs al voel dit soos moeite om in U woord in te klim, dat ons in U woord sal inklim, want ons weet ons gaan U ontdek. Dat al voel dit vir ons soos moeite om deur hierdie omstandighede te worstel, en deur hierdie situasie te worstel, en deur hierdie ding wat ons wakker hou in die aand, om vas te hou aan U deur, dit al is dit vir ons hoe moeilik, Here, om aan te hou, want ons weet, ons gaan U in hierdie journey leer ken soos nog nooit van tevore nie. En Here, ek wil bid dat ons die boldness sal kry in die gees, om te getuig van dit wat ons van U leer ken het. Dat wanneer ons 'n moeilike journey gehad het, maar ons daar op die einde U ontdek het, dat ons U nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons U sal gaan deel met die mense en sal sê, maar dit is wat ek geleer het, en niemand kan dit van my af wegvat nie, want dit is nie iets wat ek net op 'n website gelees het nie, dit is nie net iets wat iemand met my geshare het nie, I know because I walked this road. Dankie daarvoor, my koning.
Dankie vir die getrouheid, dankie vir die liefde, dankie vir die grootheid, dankie vir die goedheid en die absolute voorreg om die kinders te mag wees. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vra dit is nagmaal.